Goeiemôre. Baie welkom. Dis 'n lang naweek. Ek hoop daar waar jy is, as jy vakansie hou, dat jy dit geniet. En daar waar jy is, daar's die Here ook teenwoordig, né? Dis dan baie lekker in die Bybel as hy sê ons liggame is 'n tempel van die Heilige Gees, wat net maak dat ons daar is. Ons gaan weer na twee gedeeltes kyk. Hierdie keer twee baie bekende gedeeltes. Psalm 23, jy kan daar oopmaak as jy wil, en dan ook Johannes 10 vers 1 tot 10. Kom ons begin op die regte manier. Here, U is my herder en ek ly nie gebrek nie. U gee my nuwe lewenskrag en U lei my op die regte paaie ter wille van U naam. Dit is U stok en U staf wat my gerus stel. En net U goedheid en U troue liefde sal my volg al die dae van my lewe. En daarom is ek ook vanoggend hier. En daarom bid ons ook en ons vra dat die genade en vrede op ons sal rus. U as God die Vader, Seun en Heilige Gees. Amen. Nou so, ek wil jou nooi en sê, kom ons begin. Ek gaan nou eers 'n gedeeltetjie lees, of Psalm 23 lees, en dan met julle 'n mooi verhaaltjie deel. Dis Psalm 23, 'n psalm van Dawid. Die Here is my herder, en ek kom niks kort nie. Hy laat my rus in groen weivelde. Hy bring my by waters waar daar vrede is. Hy gee my nuwe krag. Hy lei my op die regte paaie tot die eer van sy naam. Selfs al gaan ek deur donker diepte, sal ek nie bang wees nie, want U is by my. In U hande is ek veilig. U laat my by 'n feesmaal aansit terwyl my teestanders moet toekyk. U ontvang my soos 'n eregas. Ek word oorlaai met hartlikheid. U goedheid en liefde sal my lewe lank by my bly, en ek sal tuis wees in die huis van die Here tot in lengte van dae. Dit bly daarom maar 'n baie mooi gedeelte hierdie, né? Nou wil ek jou 'n verhaaltjie vertel. 'n Dogter het op 'n plaas groot geword. Sy het altyd gesê sy pas die skape op, maar eintlik het sy maar net gekyk na die skape. Daar was 'n bokkie tussen die skape, en so hulle het uitgegaan veld toe, en dan die bok hulle maar weer teruggebring. So die dogtertjie het maar eintlik net gekyk, maar toe eendag, toe gebeur daar iets, 'n verskriklike ontploffing of 'n ding baie naby aan hulle, en die skape hardloop weg in die veld en weg. En die dogtertjie dink toe nou, maar sy gaan hierdie skape moet gaan keer, want sy moet hulle dan nou oppas. So sy spring en sy hardloop agter hulle aan, en in die verdwaal sy. Nou is haar pa aan die soek, en nou dwaal sy gedagtes ook oor hoe het hy met haar gewerk ensovoorts. En hy, nou loop sy gedagtes, nou vertel hy, omdat sy so van die skape gehou het, dat hy vir haar altyd Psalm 23 opgesê, sy het hom later uit haar kop uitgeken, en dat hy vir haar gesê, jy weet, ons kan dit so op ons 5 vingers sê, die Here is my herder. En dis al wat ek moet weet en vashou. En hy het daar gesoek, later het die bure ook kom soek, daai dogtertjie is weg, hulle het van die skape al gekry, nie al die skape nie, maar die meisiekind is weg. Eintlik is dit 'n baie tragiese verhaal, hulle het haar later gekry, die volgende dag ergens, deur die nag het sy verkleim, maar toe haar pa by haar liggaampie kom, toe lê sy so. En toe sy so lê, toe besef hy, wat het sy gedoen? Die Here is my herder. En dis waarmee sy gesterf het, met hierdie wete in haar. Is dit nie 'n pragtige geloofsbelijdenis nie? Al is dit so 'n hartseer storie. Is dit regtig maar wat ek deur die lewe doen? Hy is my herder. Hy hou my vas, en hy sal my nooit laat gaan nie. Maar nou wil ek jou nooi en sê, kom ons lees Johannes 10, vers 1 tot 10. Jesus is hier aan die woord, en hy sê, dit verseker ek julle, wie nie deur die hek in die skaapkraal ingaan nie, maar van 'n ander kant af inklim, is 'n dief en 'n rower. Maar hy wat deur die hek ingaan, is die skape se herder. Vir hom maak die hekwagter oop. Die skape luister na die herder se stem. Hy roep sy skape op hulle name en lei hulle uit. Wanneer hy al sy skape uitgebring het, loop hy voor hulle uit. En die skape volg hom, omdat hulle sy stem ken.
Hulle sal nooit 'n vreemde volg nie, maar van hom af weghardloop, omdat hulle nie die stem van vreemdes ken nie. Deur hierdie beeld het Jesus met hulle gepraat, maar hulle het nie verstaan wat dit was wat hy vir hulle wou sê nie. Toe sê Jesus verder vir hulle: "Dit verseker ek julle, ek is die ingang vir die skape. Almal wat voor my gekom het, is diewe en rowers, maar die skape het nie na hulle geluister nie. Ek is die ingang. As iemand deur my ingaan, sal hy gered word. Hy sal in en uitgaan en veiding kry. 'n Dief kom net steel en slag en uitroei. Ek het gekom sodat hulle die lewe kan hê, en dit in oorvloed. Ek het gekom sodat hulle die lewe kan hê, en die lewe in oorvloed." Dit is verskriklike mooi gedeelte hierdie, nee. Die skape luister na sy stem. Hy roep hulle op die naam, en hy lei hulle uit. Hulle sal nooit 'n vreemde volg nie, hulle sal weghardloop van 'n vreemde af. Net as ek dit weer sê, nee, dan hoor jy sommer net, hy ken ons op ons naam. Net dit is al, ek het sommer hier 'n groot wow geskryf. Hy ken ons op ons naam, hy ken jou op jou naam. Ja, jou pa en ma het jou naam vir jou gegee, maar weet jy, jou naam, sê een van die profete, is in God se handpalm ingegrafeer. As hy sy hand beweeg, sien hy jou naam en dink hy aan jou. Hy ken jou. Of as jy Romeine 9 vers 28 gaan lees, dan is dit so mooi. God is nie besig om ons te tel 1, 2, 3, 4 nie. Hy roep ons op ons naam. Hy het 'n verhouding met elkeen van ons. Hy vra nie waar is nommer 23 nie. Hy vra waar is jy? Waar is ek? Op ons naam. Dis hierdie ken op ons naam is so belangrik. Ietsie van dit besef ons toe Jesus uit die dood het opgestaan het en Maria daar by die graf staan en toe hy haar op haar naam noem, Maria, het sy hom ook herken. Hy ken haar op die naam en sy het hom herken. Hierdie verskriklike liefde en hierdie oorborrel van hy ken my, hy weet wie's ek. My naam is my identiteit, dit is mos wie ek is. Maar saam met dat hy my op my naam ken en weet wie ek is, ken ek ook sy stem. In hierdie gejaag van hierdie lewe, hierdie gedreun en gedruis en alles wat cheer maak, al die baie stemme wat so inspeel op ons, dan is daar sy stem. Daai stem wat Maria ook dadelik geëien het, Rabboni. Daai stem wat praat van soveel liefde, wat praat van vryspraak, van ek het gekom om vir julle vreugde te bring, vrede, wat jou lewe wil verlig en vir jou wil lei op 'n wonderlike pad. Hierdie is die wonderlikste ding wat ons aan kan dink. Iemand wat 'n tydjie terug 'n toer deur die Midde-Ooste geneem het mooi beskryf wat hy gesien het in die platteland. Hy sê hy het daar by 'n poel, by 'n dam gekom. Dus daar klomp skape. Hy klim toe uit en want hy sien, hier's 'n klomp manne onder die boom, nou gaan groete hulle sê toe vir hom, hy kan daar sit, nou sit hy, en hier op 'n punt, toe staan die een op. Hy sê, dit is so ongelooflik, hy staan op en hy stap so met sy kierie nader na die skape toe en hy begin vir hulle sê, mana, wat beteken, kom hier. Hy sê, maar van die skape, oralster, ruk hulle koppe so op en hulle hardloop na hom toe. Toe sit sy skape, wat sy stem herken, en dan begin hy, nou praat hy en hy loop en hy fluit en hy sing, en so hy loop, so loop die skape so al agter hom weg. Later toe staan daar nog 'n man op. Mana, hier ruk sy skape koppe op, hardloop nou, sit hy daar, hy sê vir die ou nou, luister hulle nie na vreemdelinge nie? Nee, sê hy. Hy sê, nee, wag, ek wil 'n toets, gee my jou jas, nou trek hy sy jas aan, hy sê, gee my jou kierie, gee my jou hoed, nou stap hy ook so eentjie nader, nou sê hy, mana, maar hy skape bly net syp, niks nie, hy draai om, hy sê, maak hulle nooit 'n fout nie, ja, as hulle siek is, maak hulle 'n fout, soms sal hy saam met verkeerde skaapwagter loop, en is dit nou nie aangrypend nie, ja, as hulle siek is, hierdie God ken my, nee, maar ek ken ook vir hom, ek ken sy stem, ek ken sy fluistering, ek ken sy
Jy weet, ken gaan oor baie meer as net weet van. Dis om die persoon te ken. Al manier wat ek en jy regtig God ken, is deur sy woord en sy gees. Jesus is nie meer hier op aarde nie. Ons het ook nie 'n foto wat ons teen 'n muur kan sit van hom nie. Maar as ons sy woord lees en God praat met ons vanuit die woord en deur sy gees, dan hoor ons die stem van die Here. En selfs al is dit my pa en ma wat lees en vir my vertel wat daar staan, dan hoor ek die stem van die Here deur my pa en my ma se stem. So dis so belangrik dat jy moet stil word en na sy stem luister. En ek sê dit is so belangrik, want jy moet besef, as jy nie stil word en sy stem hoor nie, gaan jy in die geraas van hierdie wêreld sy stem nooit hoor nie, en nooit kan eie nie, want dan het jy 'n ander siekte onderlede. Maar ek wil verder gaan na hierdie gedeelte, en dan sê hierdie herder, sê so, hy lei, hy stap voor ons uit, en hy lei ons na 'n lewe van oorvloed toe, na groen weivelde, het Dawid dit genoem, né? 'n lewe van oorvloed. Ek het gekom, sodat julle die lewe kan hê, en die lewe in oorvloed, in oormaat kan hê. Die Griek sê hier eintlik super oorvloed. Dis 'n groot woord wat hier gebruik word om te sê, sien net bietjie nie, sien net bietjie baie nie, dis baie baie. My eie lewe. As ek vir myself lewe, hoe droog is dit dan nie? Maar as ek saam met die herder stap, hy wat my gemaak het, en hy wat 'n plan vir my het, dan kry ek hierdie lewe, wonderlike, vol lewe. Hy beskryf het, hy sê, dan sal julle uitgaan en ingaan, en saam met my fees vier. Nee, 'n vry lewe, van kom en gaan, waar jy wil. Dis 'n lewe van vonkel en van sprankel. So 'n lewe saam met Jesus is 'n diep lewe, vol betekenis, vol van die lekker, en vol van eenvoud. Maar 'n lewe in hierdie wêreld waar ek my eie dinge doen, met al sy klank geraas, met al sy advertensie geraas, met al sy TV geraas, met sy kunsmatigheid, is verskriklik vlak. Dis vir nou en dan is daar niks. So waar lê jou kwaliteit van lewe? Waar lê jou diepte? Waar lê jou waarde? Want as jy dit ontdek, dat dit by God is, nee, dan ontdek jy hierdie onvoorwaardelike liefde. Dat hy my lief het sonder enige beperking. Hy kom nie en sê, ek sal jou lief hê as jy in die volgende goed voldoen nie. Hy sê, jy kan op jou een hand tel, ek is jou herder. Ek het jou lief. Augustinus het gesê, God het elkeen van ons lief. Want daar is net een van jou. Hy het jou gemaak, met jou eie unieke identiteit. Maar hy het jou ook gekoop, met die bloed van sy seun. Hy het jou onbeperk lief. Hierdie liefde is natuurlik ook gemaak om te deel, né? Want Victor Hugo sê dit ook, hy sê, want dit is so wonderlik om lief gehet te word, en dit is nog wonderliker om liefde te kan gee, om lief te hê. Dis waarvoor God gekom het. Sy die 10 gebooie opsom en sê, liefde vir God, liefde vir jou naaste, leef dit uit, want hy het jou uniek gemaak. Jy weet, ons het mos nou deesdae almal selfone, en nou kom ek in die kerke ding agter, dan lei 'n ou se selfoon, dan luister hy vir die dominee. Dis sy selfoon, hy het self daai dientjie gekies. Hier na 3 minute, dan stamp almal rondom hom vir hom en sê, hey, dis jou foon. O, dis my foon. Dan herken jy sy eie dientjie nie. Dis jou dientjie, wat jy gekies het. Weet jy wat? In hierdie geraas van hierdie wêreld, waar ons eie dientjies nie kan hoor nie, ken God jou by jou naam. Het jou uniek gemaak. Is jou naam in sy handpalm gegraveer, en is jy vir hom baie spesiaal. Genesis 1 sê, ons is na sy beeld gemaak. Wat 'n voorreg, kan jy besef? Jy is na sy beeld gevorm. Maar nou wil ek jou 'n ander ding sê, en dit is, want dit het my nogal gegryp. Jesus het op 'n punt het hy gesê, hy is die herder, maar op 'n ander punt het hy gesê, hy is die deur.
En dan is daar 'n deurwagter of 'n hekwagter langs die hek. En dit is ons as leiers. Dan maak nie saak in watter vorm as jy die leier nie, of jy nou 'n ouderling of 'n diaken is, of 'n dominee is, of 'n pa ma is, of 'n kategeet is. As leiers is ons die deurwagters. En ons moet die herder ken, en sy stem ken, en sy vorm ken, sodat ons hom kan deurlaat, of nie deurlaat nie. En as ons as hekwagters, as deurwagters, as ouers en onderwysers en kerkraadslede, wat langs die deur staan, moet eintlik keer dat die skerminkels nie inkom, en ons kinders, ons lidmate steel nie. Want ons ken die herder. En ons moet juist dit ook afvryf aan ons kinders, want Jesus is die deur, is die herder wat daar inkom en sê, ek wil my kinders 'n volle lewe gee, en ons moet dit vir hulle gun, maar dis iets wat ons moet afvryf aan ons kinders, om te sê, my kind, so klink Jesus se stem, dis waarna jy moet luister, sê, nee, kom weg daar, dis 'n dief of 'n rower, dis 'n skerminkel wat oor die heining wil spring, nee, hardloop weg. Ons is so gesteld, nee, dat ons wil die beste hê vir ons kinders, ons wil die beste hê vir ons kinders. Die heel beste, van nou af vir ewig, is dat hulle die stem van die herder, die goeie herder sal ken. So daarom wil ek jou uitnooi en uitdaag en sê, kom ons tree op as hierdie deurwagters, as hierdie hekwagters, en kom ons leer ons kinders die stem van die herder. Kom ons bestuur hulle ook en ons beskerm hulle ook, want dis ons verantwoordelikheid. Jy weet, daar is soveel influencers op YouTube en op al hierdie elektroniese mediums. En ons kinders is daarin blootgestel. Nou gaan ek regtig toelaat dat hulle na daai nonsens luister, ek wou nou 'n ander woord gebruik, ek sal nie. Of gaan ek my kinders leer om die herder se stem te hoor? Of gaan ek hulle toelaat om al die nonsens waarop hulle blootgestel is, te kry? En dis waar ek jou wil sê, kom ons leer hulle, sodat hulle die pad saam met Jesus kan stap, kan instap en uitstap, en 'n vol lewe kan hê, 'n voller as vol lewe kan hê. Dit wat Jesus regtig vir hulle bedoel het. Ek dink hierdie gedeelte begin by dit, en dit is ken. Hy ken jou op jou naam, en ek en jy ken sy stem. Kom ons vryf sy stem af aan ander mense. Kom ons stel hulle bloot aan die goeie herder. Kom ons gaan wees hierdie Here se hande en voete op hierdie aarde. Here, dankie. Dankie vir u goeie sorg. Dankie dat u net die beste vir ons wil. Dat u bereid was om te sterf sodat ons kan lewe. Dat u bereid was om alles prys te gee, om ons te wen. So daarom wil ons vir u vra, Here, ons Here, wees vir ons genadig, gee vir ons wysheid, dat wanneer ons as leiers in 'n posisie moet optree, dat ons regtig sal reg optree na u wil, dit wat vir u goed is. Gee ook vir ons die geleentheid om regtig u stem af te vryf aan ons kinders en aan ons medegelowiges wat rondom ons is. Here, help ons om regtig u kudde hier op aarde te wees. Aan u behoort die mag en die eer, die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. As jy vir die Here wil dankie sê met 'n dankoffer, is jy baie welkom. Jy weet, ons kan dit elektronies doen. As jy op ons internet ingaan, daar's verskillende maniere wat jy dit kan doen. Maar op die einde van die dag sê ons net, Here, baie dankie. Ons as kerk is gerad om die offer wat jy vir die Here gee op die regte manier te versprei in sy koninkryk, waar hy dit wil. Maar nou wil ek vra dat jy saam met my afsluit, en dis die Here wat ons seën. Dis hy wat sê, as goeie herder sy hand op ons skouer sit en sê, ek stap saam met jou, ek stap voor jou uit. So ontvang ook sy seën so. Mag die genade van die Here Jesus Christus, en mag die liefde van God, mag die troos en die teenwoordigheid van die Heilige Gees altyd by jou wees. Amen.